Wonderlijk mooi is die eeuwige naam, verborgen aanwezig, deel in my bestaan. Waar ek is U, wat 'n kosbaar geheim. U naam is ek is, en ek sal daar wees. Omhoog in die wolke, as teken van trou, staan bo oor my lewe, sê ek is by jou. In tye van vrede, maar ook van verdriet, is ek by U veilig, U wat my sien. Die toekoms is seker, ja eindeloos goed. As ek eens moet sterwe, as ek U ontmoet, dan droog U my trane, nie noem soos my naam. U bly by my Jesus, laat my nie gaan. Ek is wie ek is die ewige naam, onnoembaar aanwesig, deel in my bestaan. Hoe awesome my lewe, onroerend naby. U naam is ek is, en ek sal daar Broers en susters, goeiemôre en hartlik welkom by ons erediens vir oggend. Mag dit vir elkeen van ons 'n ware ontmoeting ook in die Here se teenwoordigheid wees en mag ons ook in hierdie oomblikke met sy krag gevoed word en deur sy genade versterk word. Mag ons in hierdie oggend onthou dat dit geloof is wat ons op die ou einde staande hou. Dat dit genade is wat ons laat aanhou selfs wanneer ons moedeloos word. Dat dit hoop is wat maak dat ons uithou. En dat dit die liefde van die Here is wat maak dat ons opnuut elke dag, ongeag ons omstandighede, in Hom kan bly vertrou. In Hom en deur Hom is ons meer as oorwinnaars en dit maak dat ons met vrymoedigheid tot Hom kan nader en ook hierdie erediens dan op die regte wyse begin. So kom ons staan dan en ons sing vonklied 119, U bly staan vir die woord en die seëngroet en dan vlamlied 644.
In die woord van die Here staan daar, gelukkig is die mens wat gereeld na die huis van die Here optrek en hulle met die goeie van sy genade kom versadig. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Wonderlik mooi is die ewige naam, verborge aanwesig, deel in my bestaan. Waar ek is U, wat 'n kosbaar geheim. U naam is ek is, en ek sal daar wees. Omhoog in die wolke, as teken van trou, staan bo oor my lewe, sê ek is by jou. In tye van vrede, maar ook van verdriet, is ek by U veilig, U wat my sien. Die toekoms is seker, ja eindeloos goed. As ek eens moet sterwe, as ek U ontmoet, dan droog U my trane, nie noem selfs my naam. U lei by my Jesus, laat my nie gaan. Ek is wie ek is die ewige naam, onnoembaar aanwesig, deel in my bestaan. Hoe awesome beweeg, onroerend naby, U naam is ek is, en ek sal daar Kom maar sit. Ons kan ongelukkig nie in die toekoms insien of dit enigstens voorspel nie, al probeer ons hoe hard. God het die toekoms al van die vroegste tye af vasgelê, maar dit vir ons verberg. Hy en hy alleen weet hoe ons pad in die toekoms is en ook hoe die res van hierdie jaar vir ons elkeen sal lyk. Om ons dus oor die toekoms te bekommer, help eintlik eenvoudig nie. Ons leef vir vandag, vir hierdie oomblik, want dit wat ons hier en nou het, is al wat ons het en ons kan slegs weet hoe ons in hierdie oomblik gaan reageer. Maar as ons vandag kies om elke oomblik ons hoop en vertroue op die Here te stel, gereeld in ons geloof te bely en ook met sy woord besig te wees, dan kan ons verseker wees van sy bystand en sy teenwoordigheid ook in die onbekende dae wat vir ons voorlê. Gedurende hierdie lydingstyd word ons opnuut daaraan herinner dat Jesus deur sy kruis en sy opstanding juis naby aan ons as gebroke sondaar mense gekom het. En hierdie wete maak dat ons met sekerheid die onsekerheid van die toekoms kan binnegaan.
Daar is wel iets wat ons behoort te doen en wat deel van ons elke dag se geloofspad met die Here behoort te wees. En dit is om in alle omstandighede te bly volhard. Hebreërs 10 vers 36 gee eintlik die antwoord oor wat nodig is. Daar staan volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Volharding is soos 'n spier wat geoefen moet word. Dis 'n geestelike dissipline wat jou in staat stel om aan God vas te hou en op te staan, ongeag of daar vreugde of hartseer en swaar kry in die lewe is. Ook Romeine 5 vers 3 tot 5 praat oor hoe belangrik volharding is. Daar staan, ons verheug ons in ons swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En dis die hoop wat nie beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees. Wat is die geheim om op die manier te volhard, al is die toekoms duister? Dit sê Paulus later as antwoord vir Timoteus. Om te volhard gaan vra dat ons elke dag in alle omstandighede met die Here besig wees. Dit gaan vra dat ons sal bly by wat ons geleer het en waarvan ons seker is. Ons hou vas aan ons beskermer en ons trooster, want hy sê, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Mag volharding en vertroue vandag deel wees van jou woordeskat. En ongeag hoe die toekoms lyk of hoe onseker die pad vorentoe lyk, mag ons dit met die wete stap dat die Here naby aan ons is, dat hy ons versterk en dat hy ook vir ons die krag sal gee om met hierdie pad aan te hou. Ons gaan saam sing lied 464 terwyl jy so bly sit, waarna ons dan by die skriflesing sal kom.
Ons skriflesing vir vanoggend se erediens kom uit Eksodus 14 en ons gaan daarvan saam lees vers 1 tot en met vers 18. Eksodus hoofstuk 14 vers 1 tot 18. Die gedeelte wat ons saam lees handel oor die Farao wat die Israeliete agtervolg en hoe die Here dan op 'n wonderbaarlike wyse die Israeliete uit daardie omstandighede uit bevry. Ons lees vanaf hoofstuk 14. U is welkom om op die bord te volg of in die Bybel is dit min of meer bladsy 56. Die Here het vir Moses gesê: "Beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan by Pi-hahirot tussen Migdol en die see. Reg oor Baal-Sefon by die see moet julle kamp opslaan. Dan sal die Farao dink die Israeliete het verdwaal en is deur die woestyn vasgekeer. Ek sal die Farao weer koppig maak sodat hy hulle agtervolg en ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan sal Egipte besef dat ek die Here is." Die Israeliete het die bevele uitgevoer. Toe die koning van Egipte die berig kry dat die volk vergoed weg is sy houding en die van sy amptenare teenoor die Israeliete verander. Die Egiptenaars het gesê: "Wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens kwyt." Die Farao het sy strydwa laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het sy 600 beste strydwaans gevat, as ook al die ander Egiptiese strydwaans, elkeen met 'n bemanning van 3. Die Here het die Farao, die koning van Egipte, koppig gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het, maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. Die Egiptenaars het hulle agtervolg, en al die strydwaans van die Farao met bemanning en leermag het hulle ingehaal, terwyl hulle besig was om by die see kamp op te slaan, naby Pi-hahirot, reg oor Baal-Sefon. Toe die Farao naderkom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê: "Is daar nie 'n begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dis vir ons beter om vir hulle te werk as om hier in die woestyn om te kom." Maar Moses het die volk geantwoord: "Moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg." Toe het die Here vir Moses gesê: "Waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. En jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die Farao en sy hele leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die Farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is." Tot sover ons skriflesing. Mag elkeen van ons hierdie woorde getrou in ons harte en in ons lewens bewaar. Mag ons elke dag erns maak met die woord van die Here, omdat woordverkondiging in die kerk ook altyd 'n primêre plek moet inneem en beskou moet word as ons hooftaak in die lewe. Mag ons ook in ons eie lewe daagliks die geleentheid aangryp om die woord van die Here te verkondig. Terwyl jy so bly sit, kom dat ons saam bid. Hemelse Vader, ja Here, ons sing hoe groot is U. En ons besef net hoe dankbaar ons is om in hierdie oggend deur U nabyheid omring te word. U die God van lewe en hoop, U die God van lig. Ons kom en ons bid, Here, dat U Uself in hierdie paar oomblikke opnuut in ons harte sal vestig. Dat U daardie krake van ons lewens met wysheid, genade en liefde sal kom volmaak. Wat sal ons ooit sonder U kan wees, Here? So baie mense probeer om hierdie lewenspad alleen te stap. Die uitdagings wat daar is self te oorbrug. En die toekoms uit totale onkunde sommer self te wil voorspel. Maar tog is dit net U, Here, wat beide ons verlede verstaan
maar ook ons toekoms ken. U vergewe ons foute van die verlede, maar U lei ons terselfdertyd na 'n nuwe môre met nuwe kansse en nuwe geleenthede. Mag ons elkeen wat vandag hier is of ingeskakel is opnuut kies om hierdie nuwe lewe en nuwe toekoms aan te gryp. Mag ons lewe volgens U wil en mag ons altyd ligdraers van U woord en U liefde wees. Here, maak ons dankbaar vir wie ons is en wat ons het en help ons om U vrede te verkondig, maar ook vrede te maak met ons tekortkominge en te aanvaar die dinge wat ons nie kan verander nie. Ja, Here, ons is soos klei in U as die ware pottebakker se hand. En daarom wil ons bid en vra dat U ons sal vorm en maak volgens U plan, dat U ons bruikbaar sal aanwend om die swakkes te versorg, die oortreders te vergewe, die hulpeloses by te staan en altyd die hongeres te voed. Troos ons in ons hartseer, versterk ons in ons moedeloosheid en vergewe ons in ons swakheid. Maar Here, dra ons asseblief ook in ons gebrokenheid. Beskerm ons in die weerloosheid wat ons soms in hierdie lewe voel. Mag U woord ons lei, mag U liefde ons dra en U wysheid ons leer, maar bo alles, Here, mag U genade ons dankbaar maak vir die feit dat ons U kinders is. Ons bid vir lewe, ons bid vir gesondheid, maar bo alles, Here, bid ons vir U vrede. In Jesus se naam. Amen. Ons antwoord op die gebed, terwyl jy so bly sit, deur saam te sing Vonklied 106. Eksodus 14 vers 14. Bly julle maar kalm, want die Here sal vir julle veg. Elke mens wat op die lewenspad stap, ken daardie oomblik wanneer jy voel jy het met jou lewe in 'n doodloopstraat beland. Jy het getrou geloop, jy het die Here gevolg, jy het stap vir stap vorentoe beweeg en dan kom daar 'n punt waar jy totaal en al vasgeloop voel. Skielik loop die pad vir jou dood. En miskien ken baie van ons daardie gevoel. Daardie oomblik wanneer jou pad voel of jou bring by 'n plek waar jy nie voorheen was nie en wat jy nie weet hoe van hier af vorentoe nie. Wanneer die uitweg toegemaak lyk, wanneer die verlede jou agtervolg, wanneer dit voel of jy vasgevang is tussen 'n klomp vrese en 'n klomp onmoontlikhede. Tog is dit juis hier waar ons iets belangriks leer oor die pelgrimspad saam met God. Wanneer ons voetspore vasloop, beteken dit nie God se spore het vasgeloop nie. En miskien is dit ook waar sommige van ons vandag staan. En daarom is dit nodig dat ons sal luister wat God in staat is om te doen wanneer pelgrims hulle in vasgeloopte voetspore bevind. Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
Die gebeure wat daardie dag by die Rietsee afgespeel het, leer ons eintlik so baie oor geloof. Dit leer ons om in daardie oomblik van 'n vasgelooptheid nie wanhoopig en rasend rond te skarrel om self oplossings te probeer kry en uitkomste te bewerk nie, maar eerder dit wat ons laat vasloop het in die hande van die Here oor te laat. Maar nou kan jy onmiddellik sê, dis darem maar baie makliker gesê as gedaan. Jy sou kon sê, dominee, niemand het 'n idee hoe my vasgeloopte voetspore lyk nie, en daarom is dit nie so maklik om dit net aan die Here oor te gee nie. Jy gaan dalk kan redeneer en sê, daar is sekere goed wat ek met vrymoedigheid in die Here se hande kan oorlaat, maar daar is ook goed wat ek voel ek eerder self moet hou ter wille van die beheer daaroor, want dit is te groot, dit is te seer, dit is te ongemaklik om dit in die hande van die Here oor te laat. As jy op hierdie oomblik so voel, luister net wat daar by die Rietsee gebeur het. En hoe die Israeliete beweeg het van 'n punt waar daar geen uitkoms was nie, waar die onmoontlikheid eintlik vir hulle die vasgelooptheid veroorsaak het, maar waar hulle by 'n punt gekom het waar die Here hulle totaal en al vrygemaak het. Vir baie jare het die Egiptenare onder leiding van die Farao hierdie Israeliete, hierdie volk van God, as slawe misbruik op bykans elke faset van hulle lewe. Hierdie mishandeling het voortgeduur en dit het erge hoogtepunte bereik. Hulle is mishandel, hulle is aan onmenslike dwangarbeid blootgestel en dit bring hulle fisies en geestelik op 'n totale breekpunt. Na bykans 430 jaar van slawerny in Egipte kom daar dan 'n punt waar die Israeliete die kans kry om vry te wees en te trek na 'n land wat God vir hulle sou wys. Aangetrek, gereed vir hierdie pad met hulle besittings en hulle skoene aan hulle voete, is hulle gereed om hierdie nuwe pad saam met die Here aan te pak. Hulle is nie doelloos op hierdie pad nie. Ons lees hulle is onder leiding van Moses, maar ook in opdrag van God na hierdie nuwe toekoms toe op pad. Hulle is uiteindelik vry van hulle swaar kry en die mishandeling en daar wag vir hulle 'n nuwe toekoms in God se teenwoordigheid. Groter verligting en vreugde kon daar nie op hierdie oomblik gewees het nie. Al sou die reis deur die woestyn steeds 'n moeilike een wees, waar hulle aan baie elemente blootgestel sou wees, weeg niks van dit op teenoor die situasie waarin hulle vir so lank vasgevang was nie. Maar net toe hulle dink hulle is nou vry daarvan, net toe hulle dink uiteindelik het daar vir hulle verligting gekom, toe gebeur daar 'n klomp angswekkende goed in hulle lewe. Die oomblik toe die Israeliete wegtrek, toe begin die Egiptenare besef, maar wat het ons nou gedoen? Wie gaan nou ons vuil werk doen? Wie gaan nou ons slawe wees? Daar was niemand wat hulle meer kon misbruik het nie en om die stad te vestig en te bou nie. En dan sê die koning selfs op 'n stadium, wat het ons aangevang om hierdie Israeliete te laat trek? Nou is ons hulle diens kwyt. En net daar besluit hulle om weer hierdie Israeliete te agtervolg. Maar hy kom hierdie keer met alle fors. Ons lees die Farao vat 600 strydwaans, wat beteken daar was meer as 1800 bemanning, en hy besluit om hierdie pas vrygelate Israeliete weer te gaan agtervolg. Net op daai oomblik toe die Israeliete begin dink, die storm met die Egiptenare is verby. Toe begin daar nuwe onweerswolke van 'n volgende groter storm oor hulle lewe lang hang. Jy moet onthou, die Egiptenare is op pad met strydwaans en perde, hulle wil gaan oorlog maak. Die Israeliete is sonder wapens te voet, besig om hulle weg te vind. Hulle is stadig en moeisaam te voet op pad met hulle vee, hulle vrouens en hulle kinders en hulle besittings. Skielik kom hierdie Israeliete ook dan op 'n punt waar dit vir hulle voel of hulle voetspore vasgeloop het. Hulle kan nie terug in daardie swaar lewe van slawerny en mishandeling in nie, maar hulle nuwe land, hulle nuwe lewe, die nuwe toekoms het ook nog nie vir hulle 'n werklikheid geword nie. Maar weet jy wat is die ergste? Hulle is nie net spreekwoordelik vasgevang op daai oomblik tussen dit wat was en dit wat nog moet realiseer nie. Hulle is ook fisies vasgeloop.
Die woestyn was agter hulle en die see was voor hulle. Daar was absoluut nêrens om na toe te gaan nie. Hulle is vasgekeer en hulle beleef 'n totale vasgelooptheid. Hulle kan nie terug die woestyn in nie, want die Egiptenare is op pad. Hulle kan nie vorentoe die see in nie, want dan gaan hulle verdrink. En dan lees ons 'n vreemde ding. Daar sê in die teks, dit was die Here wat die Farao koppe gemaak het om weer die Israeliete te agtervolg. En nou kan ons baie maklik dink, maar hoe kan dit wees? Hoe kan die Here dan sy eie volk benadeel om hierdie Farao koppig te maak en sê, gaan haal hulle maar weer in? Maar dis nie wat hier gebeur nie. Die Farao het op daardie stadium gedink dat hy 'n God is. En dat almal en alles vir hom sal luister en dat niemand oor hom beheer sal hê nie. Die feit dat ons lees, die Here het hom koppig gemaak, beteken dat hy toe nou nie God is nie. Dat hy beïnvloedbaar is, dat hy maklik mislei kan word, want God het oor hom bepaalde beheer. En dis al hoekom hierdie teksgedeelte sê, God het hom koppig gemaak, God het hom beheer, al het hy gedink, niemand kan hom beheer nie. En dan lees ons, het die Here vir hierdie Israeliete steeds gesê, al gebeur hierdie omstandighede, al maak dit jou bang, al is hierdie goed besig om af te speel, sê hy vir Moses, sê vir hulle sal my beskerming geniet. Of soos een van die oorspronklike vertalings dit sê, die Here het hulle met sy hand gelei. U moet onthou, u en ek as 'n leser van hierdie verhaal, weet daarom dat die Here vooraf in beheer is. Maar vir die Israeliete daardie dag in hulle vasgeloopte situasie, het hulle dit nie besef nie. Hulle het gedink, hulle is hiernatoe mislei. Die Israeliete het nie daardie dag geweet waartoe die Here in staat is nie. Dat hy oneindig meer kan doen as wat hy sê of dink nie. Vir hulle het dit gevoel, hulle voetspore het vasgeloop en hulle gaan in hierdie wanhoop en ellendige situasie vergaan. Dan is hulle boonop ook letterlik vasgekeer tussen woestyn en see. En soos wat dit mos maar menslik gebeur, die oomblik as ons lewens bedreig word, of die oomblik as daar tragiese goed in die lewe gebeur, dan soek ons iemand om daarvoor te blameer. Hulle vra dan vir Moses, was daar nie genoeg begraafplek in Egipte nie, dat jy ons moes woestyn toe bring, om hier dan dood te gaan? Hulle wou weet of dit nou deel van Moses se plan was om hulle weg te lei, totdat hulle in hierdie vasgeloopte situasie is, en dan nou maar hier gaan sterf. Die Israeliete is vasgekeer tussen woestyn en see. Die Egiptenare is op pad met 600 strydwaans, perde, bemanning. Wat se kans sou hulle tog hê? Hulle voetspore het vasgeloop en hulle wil weet wat nou en waarheen nou. Al wat in hierdie omstandighede vir hulle oorgebly het, was om onophoudelik met groot benoudheid tot die Here te begin roep. En Moses sê dan op 'n stadium vir hierdie Israeliete so mooi, hy sê, moenie bang wees nie. Staan vas. Kyk hoe die Here van plan is om julle vandag te red. Bly julle maar kalm, want die Here sal vir julle veg. Dan lees ons tree die Here self tot hierdie gesprek toe. En hy sê vir hulle, staan op en trek verder. Kan u dink hoe het hulle gevoel? Hulle is vasgeloop in hierdie situasie. Daar's nêrens waantoe hulle fisies mee kan trek nie. En nou sê die Here vir hulle, trek verder. Hy wil as te ware sê, moenie nou gaan lê nie. Moenie nou moed opgee nie. Gaan hierdie onsekere toekoms binne, al het jy jou bedenkinge, al het jy jou vrese, al word jy lam gelê deur jou bekommernisse, gaan verder, hou aan met hierdie pad. Want sê die Here, geen mag kan teen hom opstaan nie. Niks is sterker of magtiger as hy nie. Nie die Farao wat gedink het hy's God nie, nie die strydwaans waarmee hulle op pad was nie, nie die woestyn met sy vernietigende krag nie, selfs nie die see met sy kragtige waters nie. Niks het mag oor die Here nie. Al hierdie magte kom gelyktydig op daardie arme Israeliete neer, maar hulle God is kragtiger as dit alles. En het die Here hulle gehelp? Natuurlik. Daar waar die mense voetspore 'n vasgelooptheid bereik, het God nog altyd die onmoontlike moontlik gemaak.
Deur Moses maak hy juis op daardie oomblik sy krag bekend. Hy skei die waters van die see, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Hy maak vir hulle 'n pad waar 'n pad totaal en al onmoontlik gelyk het. Hulle voetspore het vasgeloop, maar die Here het 'n nuwe pad. Die Here sê so mooi in dit alles, julle sal my leer ken. Julle sal sien dat ek die Here is. Die oomblik toe dit gebeur het, die wolkkolom, wat nog altyd 'n teken van God se teenwoordigheid was en waarvan ons nou gesing het ook, het tussen hulle kom staan soos 'n muur, die Israeliete aan die een kant en die Egiptenare aan die ander kant. En dan staan daar so mooi, aan die Egiptiese kant was dit donker soos die nag, aan die Israelitiese kant lig soos die dag. Die Egiptenare het steeds probeer om hierdie Israeliete agterna te sit, maar op 'n stadium toe sê hulle, ons gaan hier moet wegkom, want die Here veg vir Israel. Na al hierdie gebeure toe die see die Egiptenare oorspoel het en die Israeliete op droë grond die toekoms ingegaan het hulle gesien waartoe God in staat is. Dit het hulle met groot ontzag vervul en hulle het in die Here geglo. Maar weet jy, presies dieselfde scenario speel ook in die Nuwe Testament af. Die gelowige, die volk van God, kry ook in Jesus Christus die geleentheid om 'n nuwe toekoms in te gaan in hulle verhouding met God. Jesus word net soos Moses die een wat die mens weglei van die vernietigende sonde af in 'n nuwe toekoms in van lewe en hoop. En in hierdie op pad wees saam met Jesus word die opdrag vir die mens ook gegee om hulle geloof en vertroue in hom alleen as die enigste onverganklike Here te stel. Maar gou kom die mens tot die besef dat dit nie so maklik is nie, want daai verlede probeer jou heeltyd terugtrek en die foute en die tekortkominge van die verlede haal jou die heeltyd in. Dis dan wanneer ons lees het daar ook 'n kruis op Golgotha gestaan. Presies soos daai muur tussen die donker en die lig, het Jesus met sy kruis verseker dat ons ewig saam met hom kan lewe, dat die sonde van die verlede nie die lewe van die toekoms kan beroof nie. Die dag toe daardie kruis met Jesus daarop verrys, het dit ook soos die wolkkolom by die Rietsee 'n donker skaduwee na die sonde toe gewys en het sy ewige lig die donker nag van sy volk kom verlig. Daarom kan die gelowige met vrymoedigheid getuig. Geen mag is groter as ons God nie. Daar is nie nog een soos hy nie, wat bereid sal wees om aan 'n kruis te hang en uit die doodheid op te staan, om te verseker dat sy volk gered sal word nie. Hy is waarlik die Here. Geliefdes, Israel het daardie dag by die Rietsee gedink, hulle voetspore het vasgeloop. Voor hulle was water, agter hulle was die Farao se leer, en tussen hulle was daar vrees, verwyte en magteloosheid. Maar toe sê Moses vir die volk in Eksodus 14 vers 13, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. En dan doen God iets wat niemand kon dink nie. Hy maak 'n pad waar daar nie 'n pad was nie. Hy open die see. En waar hulle gedink het hulle voetspore eindig, begin God se nuwe pad op droë grond. En dit is die groot waarheid van ons lewe, veral vir ons wat elke dag met ons pelgrimspad besig is. Waar ons voetspore ophou, begin God se wonderwerke. Miskien voel dit vir jou vandag of jy in jou voetspore vasgeloop het in 'n situasie, vasgeloop in bekommernis, vasgeloop in 'n probleem wat groter is as wat jy is. Maar onthou vandag hierdie beeld. Die volk het nie deur die see gegaan omdat hulle 'n plan gehad het nie. Hulle het deur die see gegaan omdat hulle 'n God gehad het. En dieselfde God stap vandag nog saam met elkeen van ons op ons gebroke pelgrimspad. Hy is die God wat paaie maak deur die see, deure oopmaak waar daar eintlik mure was, en nuwe voetspore laat begin waar ons in eindig. Daarom, wanneer jou voetspore op hierdie pelgrimspad vasloop, moenie omdraai nie.
moenie opgee nie. Moenie in vrees bly staan nie. Hou jou oë op die Here gerig en vertrou hom. Want die God van Eksodus 14 is nog steeds die God wat vandag sê, waarom roep jy na my? Sê vir die volk om verder te trek. Mag ons as pelgrims ontdek dat ons voetspore loop soms vas, maar God se pad loop altyd verder. Want dis daardie God wat mag het oor alle magte. Dis hy wat die see en die wind tot bedaring kan bring. Dis hy wat die storm stil gemaak het. Dis hy wat 'n weg kan maak waar dit onmoontlik gelyk het. Dis hy wat ongelyke paaie gelyk kan maak, wat die kleinste saadjie in die grootste boom kan verander. Dis hy wat met 2 visse en 5 brode duisende kan voed. Dis hy wat die donkerte lig kan maak. Dis hy wat lewende water uit 'n klipharde rots laat vloei. Dis hy wat dit wat gebreek is weer heel maak. Wat dit wat vuil is weer skoon maak en die ewige dood in ewige lewe kan verander. Daarom moenie bang wees nie. Staan vas. Kyk hoe die Here jou ook in jou vasgeloopte voetspore sal red. Bly jy maar kalm. Die Here sal vir jou veg. Sy hand sal julle ver verby jou vasgeloopte voetspore bly lei. Amen. Ons gaan saam sing vonklied 284. U bly staan vir die geloofsbelijdenis en dan sing ons ook die oorwinningslied as 'n slotsang. Saam met die kerk van alle eeue doen ons belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met julle elkeen wees. Amen. As pelgrims loop ons die pad van hoop, deur tyd en twyfel sluit die nuwe roetes vir ons oop. Die woord is ons kompas en die waarheid ons staf. Die genade bring ons van dwaalpaaie af. Ons is pelgrims van hoop. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Leer ons om te luister wanneer U met ons praat. Vestig ons oë op die nood in elke straat. Mag ons onthou in traan en sweet
dat U ons sien en alles van ons weet. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig U vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. En wanneer ons dalk op die groot pad verdwaal, sal U ons in genade en liefde kom haal. Bring ons op die pad wat na die lewe lei, en maak ons van ons skuld en swakheid vry. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig U vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Mag hierdie pad ons geloof versterk, waar U Gees nou diep in ons harte werk. Help ons om in geloof te groei, selfs al kry ons letsels en laat seer kry ons bloei. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons loop in die lig, ons verkondig U vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Dankie o Heer dat U saam met ons stap Op ons gebroke pelgrimspad. op ons gebroke